Goeiedag geliefdes, ek is so jammer, ek weet nie wat gebeur het met die opname nie. Maar kom ons gaan aan, ons is besig met die derde punt in hierdie saak, waar die psalmis vir die Here in die voorafgaande punt gesê het, verlos my, en hy die versoek tot die Here gebring het. Nou stel hy sy verbintenis aan die Here, as hy sê, hoekom hy vir die Here vra, verlos my? Want u bevele soek ek. Met ander woorde, ek vors na wat u sê, ek lees u woord, ek bepeins u woord, ek dink na oor wat u sê. En geliefdes, dit is die geheim in die geestelike lewe. Nie net om die woord van God te hoor nie, maar juist die woord van God te dien. U onthou Jakobus die eerste hoofstuk daar by die 23ste vers. Hy wat 'n hoorder van die woord van God is en nie 'n dader nie, is soos iemand wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, hy draai om en hy vergeet dadelik hoe hy gelyk het. En dan vers 24. Maar hy wat diep insien in die verborgenhede van God en daarby bly, sal omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die woord, gelukkig wees in alles wat hy doen. Ons moet nie net God se woord hoor nie, ons moet kennis neem van wat God sê, en dan moet ons doen wat die Here vir ons sê ons moet doen. Die psalmis het al heelwat uitsprake gemaak, waarin hy homself aan God en sy woord verbind het. Dink net aan die mooi uitspraak wat hy gemaak het, ek verlustig my in u wet, ek verlustig my in u woord. Dit is vir my heerlik om u woord te lees, dit is vir my wonderbaarlik om die spreuke van God aan te hoor, en te weet dat God dit vir my sê. Daarom, Here, praat met my, sê vir my, onderrig my, en ek sal u bevele nakom. Want Here, ek soek u bevele. Ek wil hoor wat u sê. Ek wil hoor wat u vir my wil onder my aandag bring, sodat ek dit ook kan doen. En dan kom ons by die laaste van die punte, naamlik die 4de een, en dit is die aanslag, sy vyandige aanslag wat hy belewe. Die rede hoekom hy vir die Here vra, verlos my, is ook hierin. Want die goddelose lê en wag op my en hulle soek my ondergang. Nou geliefdes, ons weet dit, dat ons in 'n stryd is wat reeds in Genesis 4 vers 7 vir Kain gesê is. Kain, die sonde lê en loer vir jou en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Ook die 1 Petrus wat ons baie goed ken. Die Satan loop rond so 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind. Hom moet julle weerstaan, standvastig en gebyt, standvastig in julle wandeling met God. En die voorafgaande sê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Want hy soek jou val, en kom ons sê dit vir mekaar vandag, dat u net dit weer weet. Jy sal in hierdie wêreld aanslae belewe, want die Satan soek om jou verhouding met God te kelder. Hy wil jou verhouding en jou verhouding met die Here en jou verbintenis met God wil hy uitdelg. Hy's in vyandskap. Onthou jy wat in die tuin van Eden gesê is, ek stel vyandskap tussen jou saad as vrou, en ek stel vyandskap tussen jou saad as duiwel. Daar sal 'n ewige stryd wees tussen die lig en die duisternis. En daarom moet ek en jy daarvan kennis neem. Die profete, die apostels, die Here Jesus Christus self, die kerk van die Here, martelaar deur die eeue, nog altyd het die kindertjies van die Here aansla van die goddelose belewe. Johannes 1 sê dit, die mense wou nie na die lig toe kom nie, want hulle is liewer vir die duisternis as vir die lig. Want die lig openbaar hulle sonde, en hulle wil nie van hulle sonde oortuig word nie. Daarom sal daar vyandskap wees en die duiwel sal jou verhouding met God probeer kelder. Daar sal 'n aanslag wees op jou. Satan sal alles in sy vermoë doen om die seëninge van die Here van jou weg te steel. Daarom het die apostel Paulus ook in Efesiërs 6 gesê, daar van die 10de vers af. Trek die volle wapenrusting van God aan, dat jy weerstand kan bied. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lig. Ek en jy is in 'n voortdurende stryd met die duiwel.
Die Bybel sê ook vir jou 'n skyntjie van die Here en vir my. Daar in Psalm 34 vers 20. Menigvuldiglik is die teëspoede van 'n regverdige, maar uit die almal sal die Here hom verlos. In Handelinge 4 vers 22. Deur baie verdrukking sal ons die koninkryk van God moet ingaan. Ons sal aanslag op aanslag hê. 1 Timoteus die 3de hoofstuk vers 11. Hy wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Die duiwel soek jou val en hy soek my val. Here, want, hoekom het U my verlos? Die goddelose en lê en wag, en hulle soek my ondergang. Hulle soek my val. Daarom die aanslag wat op ons is. Paulus het aan jong Timoteus gesê, Timoteus, bly by die woord wat jy geleer het. En dit is so mooi. Die woord wat jou ouma vir jou ma geleer het, maar ook vir jou. En die woord wat jy in jou ma se lewe in werklikheid gesien het, pas dit ook in jou lewe toe. Leef in die geloof in dit wat jou ouma en jou ma jou geleer het. Verkondig die woord tydig en ontydig. Want dan sal dit tyd wees wat mense nie die woord wil hoor nie. Dan sal dit tyd wees wat mense die woord van God sal weerstaan. Hoekom? Omdat hulle in hulle sonde wil voortgaan en nie van hulle sonde bekeer wil word nie. Reeds in Jesaja 30 het die volk vir die profete van God gesê, moenie meer aan ons die waarheid verkondig nie, verkondig aan ons vleitaal, mislei ons, laat die heilige van Israel net voor ons oë verdwyn. Ons wil nie weet wat die heiligheid van God beteken nie, ons wil nie meer die standaarde van God hoor nie, bedrieg ons. Jeremias in 'n put gegooi, omdat hy die woord van God durf verkondig het en gesê het, so sê die Here, Here. Daarom jy as kindjie van God, maak jouself daartoe reg, jy sal krisis hê. Daarom het die apostel Paulus ook aan die gemeente te Rome gesê, ek vermaan julle by die goedertierenheid van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte van God, wil van God is. Daarom het Paulus aan die Kolossense gesê, dat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en dat julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Paulus het vir die Galasiërs gesê, in Galasiërs 1, daarvan die 6de vers af, as daar iemand na julle toe kom en 'n ander evangelie verkondig, as die evangelie wat ek aan julle verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Laat hom weg van God af wees. Daarom ons moet by die woord van God leer bly, as die psalmers vir ons kom sê, Here, ek sal u insettinge onderhou. Ek sal doen wat u sê. Ek sal lewe volgens u woord. Geliefdes, die woord van God is jou en my enigste hoop op aarde om staande te bly. Die oomblik as jy van die woord van God afdwaal, is jy op 'n dwaalweg. Daar is 'n weg wat na God lyk, en daar is 'n weg wat na die bose lei. En daarom moet ek en jy seker maak en onsself daarop toelê om die woord van God te ken. Paulus sê daar in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ek bid vir jou, dat die Here werklik vir jou sal help, dat jy saam met die psalme sal kan sê, Here, ek behoort aan U. Here, verlos my asseblief, want Here, ek onderhou U bevele, ek soek U bevele. Here, ek het 'n vyand wat teen my veg, maar ek sal by die insettinge van God bly, ek sal my nie van struik af laat bring nie, ek sal bly by wat God sê, al word ek ook bespot, al word ek ook vervolg, al word ek ook uitgekruid, ek sal bly by wat God sê, want dit is lewe. Alles behalwe die woord van God is dood. Mag die Here vir jou en my help,
om vasbeslote te wees om by God en sy woord te bly. Die Here seën vir die ryklik, bestudeer God se woord, geniet God se woord en aanbid die Allerhoogste, want hy verdien dit. Mag die Here vir u ryklik seën.